In Samuel lees ons dat die profeet Samuel die nuwe koning moes gaan salf het. Hy gaan toe uit en hy soek iemand wat tipies soos 'n koning lyk. Iemand wat in die oë van die wêreld geskik sal wees vir 'n koning. Maar luister bietjie wat staan daar in 1 Samuel 16 vers 7. En dis God wat hier aan die woord is en vir Samuel sê, maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Nou ek en jy, as vroue wat vandag leef in hierdie samelewing, wat alles so gaan oor, jy moet net pragtig lyk en pragtig optree, ons kan so maklik minderwaardig voel, as ons veral na die media kyk, nee, want ons sien hierdie klomp vrouens in die media, hierdie pragtige modelle, en hulle velle is pragtig, en hulle het nie 'n stukkie selluliet nie, en hulle hou al hierdie balle in die lug, hulle gesinne, en hulle loopbane, en hulle doen dit so moeiteloos, en dan dink ons maar, hoe op aarde kry hulle dit reg? Maar ons besef nie, dat hierdie tydskrifte maak gebruik van Photoshop, nou, en elke plooitjie en buisiekie word uitgehaal, en elke stukkie selluliet, en dan gaan ons, en ons vergelyk onsself met iemand en iets wat nie eers bestaan nie. En baie keer sit mense mos nou net hulle suksesse op Facebook of op sosiale media, want wie gaan nou hulle mislukkings daarop sit? En dan kyk ons na ander mense se profiele en ons dink, sjoe, hulle het die volmaakte lewe. Maar ons besef nie, dat daai persone het ook maar tye in hulle lewe van seer kry en van sukkel. Hulle deel dit net nie noodwendig altyd op sosiale media nie. En hier sê die Bybel vir ons en sê God se woord vir ons, dat God kyk anders na mense. Ons as mense is baie tipies. Ons kyk na iemand se lengte, so Samuel het hier gegaan en hy het iemand gesoek wat lank is, wat die nuwe koning kan wees en wat in die wêreld se oë geskik kan wees. Maar God kyk anders na my en jou. Ag, en dit beteken nou nie dat ons moet nie omsien na ons voorkoms en ons moet nie oplet hoe ons optree in hierdie lewe nie, natuurlik nie. God wil hê ons moet goeie rentmeesters wees, God wil hê ons moet hierdie een liggaam wat hy vir ons gegee het, moet ons oppas na die beste van ons vermoë. In Korintiërs staan daar dat jy God moet eer na liggaam en gees, en ons weet hoe ons hom eer met ons gees, maar hoe eer jy met jou liggaam? Deur om te sien na hierdie liggaam van jou. So dit beteken nie, ek moet nou nie meer omsien na my liggaam nie, nee. Dit beteken net, jy moet weet, dat God kyk anders na jou, as wat die wêreld na jou kyk. Jou skoonheid lê veel dieper as die oppervlakte van jou vel, en God kyk baie verder as net die uiterlike. Daar's so 'n mooi storie wat vertel van hierdie klein dogtertjie, wat sy mamma se hande so vreeslik vol letsels was, en sy gaan die dag na haar mamma toe, en sy sê, mamma, maar jy het die mooiste hare, en jy het die mooiste vel, en jy is die mooiste mamma, hoekom is jou hande so lelik en vol letsels? En die mamma besluit toe, haar dogtertjie is nou net oud genoeg om vir haar die storie te vertel. En sy sê vir haar, weet jy, toe jy 'n klein babietjie was, het jy in jou kamer gelê en slaap, en ek het buite wasgoed opgehang, en ek het besef, die huis is aan die brand, want ek het rook geruik, en ek het in jou kamertjie ingestorm, en daar was nie iets waarmee ek die vlamme kon doodslaan nie, en toe slaan ek hierdie vlamme met my kaal hande dood, om jou lewetjie te red, en dis hoekom my hande so lyk en so vol letsels is. En so klein soos wat daai dogtertjie was, het sy besef, wat werklik mooi is aan haar mamma. Hierdie hande vol letsels was die ware skoonheid wat haar mamma gedra het. En hierdie verhaal illustreer vir my so mooi, dat skoonheid veel dieper lê as die oppervlakte van jou vel. Ek wil jou sommer net vandag bemoedig, dat jy moet weet, dat God kyk anders na jou. Hy kyk anders na jou as wat die wêreld na jou kyk. En God het jou ontsettend lief, jy is kosbaar vir hom. Hy het jou uniek geskep, en jy dra sy handtekening.